Nou, dit is ook my voorreg om op die synodale sendingkommissie te dien en ek is dankbaar dat ek dan nou vanoggend dan ook net so bietjie met u kan gesels oor die synodale sendingkommissie. Dis waarvoor SSK staan en baie van u het al gehoor van aksie 18. Aksie 18 is die kerk se, ek wil amper sê, bemarking vir die sentrale sendingkommissie. Ons het byvoorbeeld hierdie gebedsboekie. Ek weet nie of hy daar agter is nie, ek moet dalk gesels met Wim hulle, dat julle dit in die hande kry. Vir elke dag is daar 'n paar sendelinge op. Ja, hier is byvoorbeeld Dr. Rudy en Karen Mans, wat betrokke is by Petra College, en Elmer Grobler, en hier is Herman en Belinda Lamprecht, hulle is by OM, en dan is daar van ons ERC-predikante, soos dominee Samuel Nkambule, daar by Nelspruit, byvoorbeeld op dag 14. Maar vir elke dag is daar so 'n paar sendelinge waarvoor jy kan bid, want gebed is maar waar alles begin. En aksie 18 is dan nou ons, ek wil amper maar sê, bemarking. Want die SSK is 'n klomp vervelige manne, wat daar so sit op 'n raad, maar die aksie 18 staan vir Acts 1:8, dis Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So Jerusalem is hier naby ons plaaslik, ons eie mense, Judea en Samaria, transkultureel, so die Here het vir ons baie volk in hierdie land gegee, wat 'n voorreg, om vir hulle ook die evangelie te kan bedien, en dan natuurlik tot aan die uiterste van die aarde. So dis nie noodwendig sending nie, dit is dalk eerder wêreld-evangelisasie, want as mense sending hoor, dan slaan hulle ore toe, want hulle dink ons gee vir ander mense, maar dis wêreld-evangelisasie, want elke stam, volk, nasie en taal op hierdie aarde moet die evangelie hoor. Hy het uit een bloed al die mense van hierdie aarde gemaak. En ek het nou die dag na 'n praatjie geluister, na iemand wat so 'n bietjie oor die gene in die goed gepraat het, en hoe hy dit terugvoer tot by Sem, Gam en Jafet, en eintlik Noag, en uiteindelik Adam, dat die Here uit een bloed uit al die nasies van die aarde gemaak het. So, daar's 'n opdrag van die Here, net voordat hy opgevaar het na die hemel, het hy gesê, gaan die hele wêreld in, al die evangelies praat daarvan, of dit nou Johannes of Markus of Lukas is. Daar is die manne op die SSK, hier net links voor is dominee Ian, hy is daar van Tygerberg gemeente, en dominee Johnny, die saakgelastigde, daar agter sit ek, en dan op die tafel se kop is dominee Pieter van Wyk, hy is daar van Vredendal gemeente, daar is 'n ouderling van Tygerberg, met naam van Derek wat langs hom sit, Derek Strauss, en dan dominee Thuis Loubser, hy is, ken julle dan, hy is ook jare al betrokke by aksie 18, en dan in die insetsel, dit is vir Christo Britsie heel onder, hy is betrokke daar in die weste van Pretoria, onder ons eie mense, en dan dominee Fred, wat vir jare in Botswana was, daar in die middel, en hy het onlangs teruggekeer. Dit beteken nie dat hy nie meer werk nie, maar hy is baie meer nou betrokke nou by die SSK, en hy help ons ook baie met hierdie Judea en Samaria gedeelte van die SSK se been, en dan heel bo het ons dan vir dominee Janie Koetser en sy vrou, wat hulle was ook vir jare betrokke in Frankryk, onder die moslems veral en so, en hy is ook onlangs teruggekeer, en hy is nou daar in Durban gemeente besig ook vir die bediening daarso, maar hy is ook betrokke by die synodale sendingkommissie. So, ons is dankbaar vir hierdie manne wat betrokke is, en wat ons hande sterk maak. Ek weet die kerkorde sê vir ons, dat die kerk het ten doel om die woord van God uit te dra in alle volke, tale en nasies met hierdie lese, so sê die Here. En dit is natuurlik op die woorde van die Here Jesus Christus gebaseer, dat ons moet uitgaan na die nasies en die mense sy disippels maak. En dan sê dit net daar by 6.3, ons is onherroepelik tot toegewyde sendingaksie gebind deur die woordverkondiging, gebede, finansiële steun en waar God roep, voltydse diens. En die sendingveld is alle verlore siele buite die kerk, en dit sluit in alle stamme, nasies, volke en tale in die Republiek van Suid-Afrika en na mate God lei in Afrika en ook oorseese lande. Dis in ons kerkorde, ons is onherroepelik verbind daartoe. Trots op hierdie foto, kyk daai mooi manne,
Hulle is almal daar in die ERC, die Evangelical Reformed Church. Dis nou ons, wil ek amper sê, ons dogterkerk, en hulle, dis die moderateur. Ek dink die kerk is betrokke hierso by Dominee Sibanyoni, is ek reg, ja. Goed, so SSK in aksie 1.8 is 'n sending aksie in diens van die kerk en in diens van sendelinge, so dis wat ons doen. Gebaseer op daai woorde, dat ons die getuies sal wees op al 3 hierdie plekke. Nou baie mense sal sê, nee, ons moet eers betrokke wees by Jerusalem, en dan by Judea en Samaria, en dan by die uiterste van die aarde. Dis nie so nie, dit is al 3 gelyklopend. Ons sal betrokke wees by Jerusalem, en by Judea en Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. So, ons, die aksie, wil die kerk ondersteun met hierdie opdrag, om dit uit te voer. Ons kyk dat dit gebeur, ons kyk dat daar 'n ringskommissie is, by die noordelike ring, en by die oostelike ring, en wat se ring ook al, dat hulle werk doen, en daai kommissies kyk weer dat daar by gemeentes hierdie dinge uitgevoer word. So dit is die plaaslike evangelisasies, Jerusalem, transkultureel, Judea en Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. En dit doen ons deur verlorenes te bereik, gelowiges toe te rus, en so, al dit wat julle daar op die bord sien, die kerk moet gemobiliseer word, sendelinge moet geondersteun word, jy weet, hulle is baie jare daar buite, so dankbaar vir die gemeente wat kontak maak, en bietjie met hulle praat, hoor wat is hulle behoeftes en so aan, want hulle sit daar, hulle het nie noodwendig 'n gemeente wat u bevoorreg is om by in te skakel, wat die woord van waarheid verkondig, nie, hulle is alleen daar, en hulle het nodig dat daar interaksie sal wees met hulle plaaslike gemeente. So ons is vennote, daar is die sendeling, hy bereik die sendelinge, en ons as gemeente is 'n vennoot, en as ons as gemeente nie betrokke is by Jerusalem nie, dan moet ons 'n sendeling kry wat betrokke is, en ons moet hom ondersteun, op welke manier. As ons nie een het vir Judea en Samaria nie, dan moet ons een gaan soek, of een uitstuur. Die grootste sending van alle tye was die Here Jesus, of God eintlik, hy het in die tuin van Eden geroep, vir Adam, waar is jy? Hy het hom gaan soek. Lukas 19 vers 10 sê, Here Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En God het in die tuin van Eden vir Adam gaan soek. Gesê, waar is jy? Hy sê, ek was bang want ek het gesondig. En dis wat die sendelinge doen, hulle gaan soek. En Paulus, die tweede grootste sending van alle tye, is deur die gemeente van Antiochia uitgestuur, saam met Barnabas, afgesonder deur die Heilige Gees, vir die taak waarvoor God hulle geroep het. So daar's 'n stuurgemeente, en daar's 'n sending wat gaan. So stuurspan, stuurders gaan span, ons bid, ons gee vir hierdie sendlinge, laat hulle taak kan uitvoer, want jy weet, die water is verniet, maar die pype kort onderhoud, waarna die pype gaan, waarna die water gaan, so, dit het geld nodig. Wat maak ons doen? Hoe doen ons dit? Ons getuig waar ons is, ons neem 'n sendeling aan, watter gebied hy ook al betrokke is, miskien is daar 'n projek, ons is so dankbaar, dat die sending Expo hierdie jaar hierso gehou kan word, jy weet, daar is altyd een in die Kaap en Tygerberg, en dan hierdie jaar is hy weer in Pretoria, so ons is dankbaar dat dit hier gedoen kan word, en ons kan betrokke wees vir hierdie groot taak. Hoe kan hulle hom aanroep, en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle glo, en van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder iemand preek, en hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? So ons moet hulle stuur, en ons betrokke wees. So dankie dat jy betrokke is as gemeente, en by die sending, ek sal tog sorg dat julle sulke boekies kry as julle nie het nie, dat julle vir hierdie sendelinge kan bid, waarby ons kerk ook betrokke is. Dit is wat ek net so bietjie oor die sending wou sê, of die wêreldevangelisasie, dat julle ook so bietjie daaroor kan weet, want ons kerk doen wêreldevangelisasie, en ons is betrokke daarbey. Die vraag is u betrokke daarbey? Baie dankie, u kan die woord van die Here dan nou oopmaak, by Nehemia, soos ek gesê het, of Nehemia, en dit sal hoofstuk 2 wees, vanoggend, Nehemia 2, Nehemia 2, en ons gaan bietjie daaruit vanoggend saam leer. Ek maak verskoning dat ek nie die wet en die geloofsbelijdenis doen nie, maar dis ook maar terwille
dan nou van die tyd vir die sending PowerPoint presentation. Nehemia 2. Ons gaan vers 1 tot 6 saam lees en dan gaan ons weer by 10 aangaan. Vers 1 tot 6. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee. En omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie? Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword. En aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe? Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie? Terwyl tog die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koningin langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee. Ons laat 'n hele paar verse uit, vers 10. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegg hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nag gereed gemaak, ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waar ek op gery het. En ek het in die nag deur die Daalpoort uitgery, en na die kant van die Slaanfontein en na die Aspoort toe, en ek het die mure van Jerusalem besigtig, wat stikkend lê, en sy poorte wat deur vuur verteer was. En ek het verder gegaan na die Fonteinpoort en na die Koningsvywer, maar daar was geen plek vir die dier om onder my verder te gaan nie. Daarna het ek in die nag in die daal opgeklim en die muur besigtig. Toe het ek weer deur die Daalpoort ingekom en teruggegaan, maar die leiers het nie geweet waar ek heen gegaan het en wat ek doen nie, want ek het tot nog toe die Jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning, wat hy my gesê het. En hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegg en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat vir 'n ding is dit wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk en ons, sy knegte sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Tot sover die woord van die Here. Die manne kan maar staan, die wat kan, en dan bid ons so saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so as gemeente voor die troon mag nader. Here, U sê in die woord dat ons niks sonder U kan doen nie. U sê in die woord dat ons nie het nie, want ons bid nie. As ons bid ons verkeerd, vir ons welleste bid ons dit. U sê in die woord dat ons moet bid vir arbeiders in die oesland. U sê in die woord dat ons begeertes moet bekend maak by U. Al ons begeertes met danksegging. Here, die psalms is vol van U woord wat ons leer om te bid. Nehemia het gebid toe hy hoor van Jerusalem. Daniel het gebid toe hy die woord lees. En dis ons begeerte om as gemeente vanoggend die troon van genade te nader,
dat ons ook vanoggend die regte tyd gehelp kan word. Daar's 'n sending expo wat gehou moet word, reëlings rondom dit, logistiek, hande wat nodig is, geld wat nodig is, sending wat moet inkoop in dit, mense wat moet kom daardie dag. Ons bid dat daar iets groot sal gebeur, omdat iemand bereid is om iets te doen. En dat die seën ook daaroor sal wees, asseblief. Dit is sending Sondag, ons bid vir ons mense wat betrokke is daar in die veld, in heidendom, gevare. Paulus praat van sla, siektes, allerhande goed. Hulle is ook blootgestel daaraan. Ons het dit eintlik so lekker. En ons kom bid vir hulle. Ons vra, ag Here, wil U die sendlinge vanoggend kom bemoedig? Wil U vir hulle kom oprig? Wil U vir hulle voorsien? Daar is moontlik 'n voertuig wat onklaar geraak het. Daar is 'n kind wat U nodig het, afgedwaal het, 'n kind wat dalk wat hulle moet skool toe stuur en daar is nie geld daarvoor nie, of daar is 'n moeilike lidmaat in hulle gemeente, daar is miskien 'n opperhoof of iemand wat hulle net nie die deurbraak voor kan kry nie. Mag U asseblief die deurbraak gee, mag die vyand agteruitwyk by die noem van die naam Jesus vanoggend. Want U woord leer ons in Handelinge 4 vers 12, daar's geen ander naam onder die hemel wat aan die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie, waardeur heidendom gered moet word nie. En ons, ook as hierdie gemeente saam wil bid vir die sendelinge daar buite. Miskien is hulle in gevaar in 'n moslimland. Ons kom bid, ag Here, U beskerming. U woord leer in Hebreërs dat, dit is 2 vers 14, dat die engele gegee is terwille van die wat die saligheid beerwe. Dat hulle uitgestuur word terwille van die wat die saligheid beerwe. En ons bid, Here, dat U engele bevel sal gee. Ons dink aan Daniël ook, waar die engel ook teëgestaan is deur die vors van daardie gebied. En ons kom bid, terwyl ons weet dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede en die magte en die wêreldheersers van hierdie eeu. Kom bid ons teen die tydsgees van hierdie eeu. Tyd van selfoon en allerhande goed. In 'n wêreld globalisasie, media, dat U in hierdie tyd nog mense sal bereik met die evangelie en dat U diensknegte sal uitstuur, U boodskappers, en dat U nog sal opwek om te gaan. Dankie dat ons daarvoor kan bid. Ons kom ons persoonlike behoeftes, nadat ons vir die koninkryk gebid het, ook na U toe. Hier's mense wat siek is in die gemeente, name op die bord. Dis nie net name wat ons lukraak daar sit, die Vader, maar hierdie mense het U regtig nodig. En ons as gemeente wil mekaar se laste dra en so die wet van Christus vervul, daai wet van liefde. Ons kom bid vir hulle, vra dat U ook 'n groot werk vir hulle sal doen. Dankie dat ons dit kan vra, terwyl ons ook vra vir die seën van die woord in ons hart tot U eer. In Jesus naam, amen. Ek wil graag met U praat na aanleiding van vers 12. Ek het my in die nag gereed gemaak, ek en enkele manne saam met my, sê vers 12, ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daai woorde wat God in my hart gegee het. Ek wil praat met die tema vanoggend met U. God het in my hart gegee om iets vir Jerusalem te doen. God het in my hart gegee om iets in Jerusalem te doen. Die geheim van sukses vir werk van die Here lê hier. Wanneer iemand se lewe in die greep van die goeie hand van my God oor my is, dan sal daar groot dinge begin gebeur. 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle onder die kragtige hand van God en hy sal julle verhoog op die regte tyd. Die mate van seën is die mate van daardie goeie hand se krag oor ons.
Dis dieselfde magtige hand wat Nehemia beet gehad het vroeër in hoofstuk 1 toe hy gedring was om te sit en ween vir dae lank oor die toestand van Jerusalem, om te vas en bid voor die aangesig van God in die hemel. Vers 4 van hoofstuk 1. Hy het soos Jakob by die Jabok geworstel met God. Hy het hom nie laat gaan nie, tensy dat God hom seën. Hy het voor die Here laag gebuig, voor die voete van sy God, sodat hy geswyg het, hom totaal oorgegee het aan die druk van God se swaar, maar tog goeie hand. Vers 18 sê die hand van my God wat goed was oor my. Hy is verneder onder die kragtige hand van God. Hy is verhoog deur daardie selfde hand op die regte tyd, toe die koning sy versoek toegestaan het om te gaan. En daarom sê Paulus in Filippense 2 vers 12, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, te midde van 'n verdraaide en 'n krom geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ja, God het ook in Nehemia gewerk om te wil, sowel om te werk na sy welbehae. En dan word hy nie genoem in Hebreërs 11 met sy lang lys geloofshelde nie. Is Nehemia een van die groot name van die verlede, wie se diep voetspore van geloof alle menige mismoedige werker van God kom bemoedig het in die veld daar buite. Sy reis van Babylon na Jerusalem mag miskien net 3 maande geneem het, maar sy merkwaardige geloofsreis dra oor 2500 jaar nog steeds hoop tot 'n mense se harte, dat God sy werk seën, wat hy mense se hart opgewerk het om te doen. Sy gebede is beantwoord. Hy is gestuur deur die koning om die mure van Jerusalem te herbou. Hy het selfs voorsien in briewe en 'n materiaal, sodat die werk gedoen kan word. En nou is hy uiteindelik besig om die werk te doen in die akker van die Here, waarna hy so uitgesien het om dit aan te pak. Hoe dit gebeur? Wel, God het dit in sy hart gegee om iets te doen en daarom bid hy. Hy bid. Vers 3 sê, of vers 4 sê, toe ek hierdie woorde hoor, toe hulle vir hom vertel van Jerusalem wat stikkend lê en sy poorte met vuur verbrand is, toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daarlang getreur, en ek het gevas en gebid. Toe God het in sy hart gegee het om iets te doen, het hy gebid. Hierdie hele aksie het ontstaan uit die nood wat hy gehoor het. Dit het oorgegaan tot gebed daar in hoofstuk 1, en hy bid in vers 6, Here, luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons, hy sluit homself daarbey in, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ook ek en my familie. Ons kyk baie dikwels na ons eie volk, en ons sê, hulle is so ver van die Here af. Nehemia was 'n man van God, en hy sê, ek en my familie, ons het ook gesondig. Ek herinner my in my eie lewe, voordat ek die Here geken het, hoe het ek ook gesondig? Hoe was ek ook een van daai? 'n Groot les wat ons kan leer van Nehemia, is om te bid en te wag op die Here. Die disippels het ook in die bovertrek saam gebid, totdat hulle uiteindelik krag ontvang het met Pinkster om getuies vir die Here Jesus te wees. Lukas 24 vers 49 sê, julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nehemia het gebid daar in hoofstuk 1 totdat hy uiteindelik in hoofstuk 2 die werk kon gaan doen. Gebed gaan vooraf. Die Here werk iets in jou hart om te doen, maar daar moet gebid word. Julle kan niks sonder my doen nie, sê Johannes 15. Julle het nie, want julle bid nie, praat Jakobus van. Ons lees in Handelinge 1 vers 14, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Toe daar 'n krisis was, daar in Dawid se lewe, sê 1 Kronieke 17 vers 16, hy het voor die aangesig van die Here gebly en gesê, wie is ek en wat is my huis dat u ons tot hier toe gebring het? Toe Abraham bekommerd was oor sy familielid daar in Sodom en Gomorra, sê Genesis 18 vers 22, Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. Dis in die geheime binnekamer
waar die Vader wat in die verborgene sien, in die openbaar sal vergelde. Dis in die geheime binnekamer, waar Nehemia, Luther, Knox en ander groot manne van God die oorwinning behaal het, nog voordat die werk begin is mee. Ian Bound sê, the story of every great Christian achievement is the history of answered prayer. Die vroeë kerkvader Augustinus het egter ook gesê, pray as though everything depended on God. Dit moet jy doen. But work as though everything depended on you. En dit bring ons by die volgende gedagte, want hy bid. God het dit in sy hart gegee om iets te doen en hy bid. Maar hy begin ook iets doen. Want baie mense sit net op 'n hoop en hulle bid so mooi. Maar hulle moet ook iets begin doen. Hy sê, ek het in die nag, daarom vers 12, ek het in die nag deur die dalpoort uitgery. Ek het na die kant van die slangfontein, na die aspoort toe gegaan. Ek het die mure van Jerusalem besigtig, wat stikkend lê. Ek het sy poorte wat met vuur verteer was, gesien. Ek het vir myself gesien wat daar aangaan. Want ons kan baie mooi bid. Dit is mooi om te bid en ons moet bid. Maar as ons iets begin doen nie, dan gaan niks gebeur nie. Soos 'n gesoute geneesheer maak Nehemia 'n behoorlike diagnose van die probleem. Hy het gaan kyk na die geruïneerde mure, na die hoopies rommel, die gevolge van sonde. Hy het dit gaan ondersoek, hy het dit gaan inspekteer. En baie Christenwerkers gaan met oogklappe deur die lewe, want hulle weier om te glo wat die effek van sonde is, dat dit so erg is as wat dit is. As jy deur 'n Sondag, 'n Christenwerker op 'n Sondag deur die stad gaan ry, daar in die mooi helder daglig, dan sal jy nie weet van die jammerlike hoopies lewe, wat op 'n Sondag aand daar in Hatfield se strate rondloop nie, tensy jy begin betrokke raak, tensy jy begin kyk wat aangaan, terwyl jy die geruïneerde mure besigtig, betrokke raak, by 'n aksie, by barmhartigheid, vat 5, gaan kyk hoe lyk dit daarso, betrokke raak by 'n sending uitreik, 'n korttermyn uitreik, gaan kyk hoe lyk dit in Mosambiek, gaan kyk hoe lyk dit daar in Madagaskar, gaan kyk hoe lyk dit op 'n EE3 uitreik, gaan saam, as jy nie iets begin doen nie. Ek is in 2013 in Madagaskar en ek gaan op hierdie uitreik, korttermyn uitreik saam. Ek gaan nou 'n lang storie kort maak, maar jy ry daarso 9 ure met 'n taxi, 'n vreeslike taxi wat nie padwaardig is nie, vir 9 ure van hierdie hoofstad en dit voel of jy maar Juba pas ry vir daai 9 ure. Jy's naderhand so groen hier om jou kiewe. En dan kom jy by daai dorpie aan, Tamatave, daar op die kus, die ooskus van Madagaskar, en dan ry jy met 'n halfuur, ry jy na die rivier toe, en dan klim jy in daai boot, en ry 6 ure met reissakke onder jou bene, wat jou knie agter jou ore gehak is, vir 6 ure ry jy met daai boot, en dan slaap jy in 'n dorpie met klomp luise, en dan ry jy 3 uur, dan die volgende oggend stap jy 3 ure tot daar in die bos, en dan kry jy 'n kerkie, 'n bamboeskerkie, met 'n kinderbediening, en die predikant wat daar was nie georden nie. 'n Echt gereformeerde kerkie nogals. En hulle doop daar die kindjie, want die persoon wat saamgekom het, hy is toe nou die geordende predikant, die ander een was soos 'n proponent of 'n ding. En hy doop toe nou die kindjie, hy stel lidmate voor en hulle bedien die nagmaal en hulle sing echt gereformeerde liedere. Pragtig, is vir my so mooi. En ek sien daar so in hulle taal Malgassies is daar traktaatjies van Dr. Willie Maree, daar op die tafeltjie. Ek kan dit nie glo nie, hier in die bos, 9 ure, plus 1 uur, en plus 6 ure, en plus 3 ure, hier in die bos. En ek sien die voetspore van 'n sendeling wat in Madagaskar was. En ek sien die voetspore van iemand wat daarna op Mayotte gewerk het, en daarna in Frankryk gewerk het, en vandag weer terug is en betrokke is by die SSK. Want daar was iemand wat hom gestuur het, en hy was daar, hy het vir homself gesien, en hy was betrokke. Maar ek sou nie dit vanoggend vir julle kon vertel en 'n passie daarvoor gehad het, en iets in my hart begin brand het daaroor, as ek self so toe gegaan het nie, en betrokke was nie. Want ons kan bid tot ons blou is, maar as ons nie iets begin doen nie, dan gebeur daar niks nie. Wees betrokke.
by E3. Dis hier. Wees betrokke by jou sendeling. Wees betrokke by jou gebedsspan. Wees betrokke by wat ook al jou gemeente vir jou aanbied. 'n Predikant vertel my, het dan net eendag hom op Facebook sien preek. En hy sê, die tannie sê vir hom, weet Domie, ek het nou 'n bietjie gekyk hoe julle preek daarso, dis baie mooi, en ek wil graag hoor, wat kan julle gemeente nog vir my bied? Ek wil graag lidmaat word daarso. En die Here gee vir hom die wysheid, hy sê vir die tannie, dis nie wat die gemeente vir jou kan doen nie, dis wat jy vir die Here kan doen. Dis jy wat iets moet doen. So ons moet betrokke raak. Dis wat Nehemia gedoen het. Doen iets. God het in my hart gegee om iets te doen, sê vers 12. Nie net iets doen, betrokke raak nie, maar ook iets doen in my eie lewe, want weet jy wat? Partykeer is die mure van Jerusalem, hierdie mure om my hart afgebreek deur sonde in die wêreld en my eie vleeslike gesindheid. En dis iets wat opgebou moet word. Dan moet jy ook iets doen. Want God sê, wees heilig, want ek is heilig. Psalm 32 sê, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my as gevolg van hierdie sonde wat Dawid gedoen het. My murg het verander soos deur somergloed. My sonde het ek nie bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil my aan die Here my oortredinge bely. Ek het in U die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Hy praat in Psalm 51 daarvan dat hy weer sondaars die weë van die Here wil leer. Maar hy kan dit nie doen nie as daar nie 'n vaste gees in hom is nie. As die mure om sy eie Jerusalem hart nie weer opgebou word nie. So as jy ten minste iets wil doen, begin bietjie hier ook. Doen iets. Doen iets. Miskien is dit tyd om die skade aan die muur te gaan kyk. Gaan na die aspoort, gaan na die slangfontein, gaan na die ander gedeeltes van die muur, dat die Here jou hart kan laat brand vir die regte saak, dat hy jou hart kan aansteek. Lukas 24 vers 32 sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En miskien is jou hart nie vanaand of vanoggend aan die brand nie, omdat jy te lanklaas by Jesus was. Dis die gevaar. Jy voel niks, so koud. Jy voel niks. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. God het in my hart gegee om iets te doen. Daarom bid hy nie net nie, hy doen nie net iets nie. Hy neem die inisiatief. Vers 17 sê, daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê, sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Laat ons dit opbou. En een van die beste maniere om groot werk vir die Here te begin, is om ander mense betrokke te kry, en daardeur neem jy self die inisiatief. Ons moet nie wees soos die prentjie daar vir ons wys, dat jy daar so staan op die blok sement en vir al die ander ouens sê wat hulle moet doen nie. Neem jy die inisiatief, en dan sal ander ouens begin saamtrek. Hy sê, kom, laat ons, nie laat julle, kom, laat julle 'n bietjie die muur bou. Nee, laat ons die muur bou. En hy loop voor. Ek hoor die ouens met 'n taak doen, Dr. Anton, van leierskap. Hierdie is leierskap, is om voor te loop en te begin met die taak. 'n Introvert, die prentjie is nou nie daar nie, maar jy weet, 'n introvert is iemand wat daai blok alleen probeer trek. Dit werk ook nie. Maar om voor te loop en vooruit te gaan. Die groot werk moet gedoen word. Om Jerusalem, om die kerk te herbou, dit sal nooit gebeur solank as wat leiers self probeer alleen die werk doen nie. Dit help byvoorbeeld nie dat 'n prediker tevrede daarmee sal wees dat mense kom, hulle sit en luister, hulle sê, dis 'n pragtige boodskap, en dan gaan hulle weer huis toe, niks gebeur nie. Hy sê in Nehemia 3 vers 2, naas hom het die manne van Jerigo gebou, daarnaas het Sakker gebou,
Die vispoort het die seuns van Senaa gebou. Hulle het dit met balke uitgelê, sy deure, sy sluitbalke, sy grense ingesit. Nehemia 3 vers 4 sê, naas hulle het Meremot herstel, naas hulle het Mesulam herstel, naas hulle het Sadok herstel. En so kan jy aangaan in hoofstuk 3, hoe elkeen voor sy eie huis gebou het. Het sal baie inspanning verg, dit sal selfs die heel vaardigste bouer baie lank vat, om soveel werk te doen in 1 week as wat 20 van die eenvoudigste hande gehelp bou het. Almal is besig, altyd besig om te bou, behoort die gesindheid en die ingesteldheid van enige gemeente te wees. Dis nie net kyk na die toestand van die muur nie, maar kyk ook na die muur. Spreuke 6 vers 6 tot 8 sê, gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy het geen aanvoerder nie, hy het geen opsigter of heerser nie. Hy maak sy brood klaar in die winter, en hy's besig. Het nie iemand wat die hele tyd agteroor sy skouer loer en kyk dat die werk gedoen word nie, of het iemand inisiatief neem nie, hy vat die inisiatief, en hy gaan doen dit. Mens sien dikwels hoe 'n gemeente swaar trek, as 'n leraarspos vakant is, of die bidure in die eredienste swak bygewoon word, as die predikant nie daar is nie, dit behoort nie so te wees nie. Bovendien is die kinders van die Here een liggaam met Christus. Die Heilige Gees werk in hulle harte sowel as op te wil, sowel as op te werk na sy welbehae. Haggai 1 vers 14 sê, die Here die Gees van Zerubabel opgewek. Die Here die Gees van Josua opgewek. Die Here die Gees van die volk opgewek. En toe het hulle begin bou in die huis van die Here, hulle God. Ek dink aan Jonathan en sy wapendraer wat inisiatief geneem het in die oorlog teen die Filistyne, 1 Samuel 14 vers 6. Jonathan het aan die dienaar wat sy wapens gedra gesê, kom, laat ons gaan na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie, terwyl Israel eintlik bang was. Hulle het weggekruip. Maar Jonathan sê vir sy wapendraer, hy sê vir hom, jy moet nou gaan val bietjie die Filistyne aan. Hy sê, kom laat ons gaan. Hy neem die inisiatief. En toe sê sy wapendraer vir hom, doen alles wat in die hart is, maak soos jy wil, want ek is by u, volgens die wens van u hart. Vers 22 sê vir ons, toe al die manne van Israel, wat weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het die hulle ook in die geveg agterna gesit, en die Here het Israel op die dag verlos. Toe Jonathan en sy wapendraer inisiatief neem, het die ander ouens saamgegaan. En uiteindelik is die oorwinning behaal. Soos Jerusalem se pynhope 'n oneer en 'n smaad was vir elke Jood, so is 'n kragtelose kerk 'n smaad vir elke lidmaat. En 'n mens kan sommer in sy eie binnekamer begin betrokke raak. Die inisiatief neem en begin bid. Niemand hoef eers daarvoor te weet nie. Nehemia 2 vers 12 sê, ek het aanvanklik aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Maar, Matteus 6 vers 6, die Vader wat in die verborgene is, en die verborgene sien, sal hom in die openbaar vergelde. Charles Spurgeon het gesê, the neglect of private prayer is the locust which devours the strength of the church. Sprinkane wat die kerk se krag opeet, is die feit dat ek en jy nie in die binnekamer die inisiatief neem nie. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Maak reguit paaie vir julle voete, so wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond kan raak, sê Hebreërs 12 vers 12 vir ons. Maar verder sien ons dat hy het ook getuig. Hy het nie die inisiatief net geneem nie, hy het ook getuig. God het in sy hart gegee om iets te doen en daarom getuig hy. Ons lees daar in vers 17, en ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. Hy getuig van die antwoord op gebed. Hy getuig van die feit dat God hom gestuur het om iets te doen. Hy getuig oor dat God voorsien het vir die werk. Ek het nou vir u getuig van wat ek beleef het in Madagaskar. Getuig gee vir mense hoop. Dit versterk mense se geloof. Ons moet getuig. Persoonlike getuienis is 'n kragtige werktuig wat in diens van God gebruik kan word. Maar as jy nie 'n persoonlike getuienis het nie, omdat jy nêrens die inisiatief geneem het nie, omdat jy nêrens gebid het nie, omdat jy nêrens iets gaan doen het nie,
dan beteken dit niks, dan het jy nie 'n getuienis nie. Kan jy vir iemand vertel wat God, nou ja, ek het vir iets vertel wat 13 jaar terug gebeur het, maar kan jy vir mense vertel van wat die Here vandag, of gister, of laasweek, of laas maand vir jou gedoen het? Dit impliseer 'n persoonlike verhouding en ondervinding met die Here. Dit getuig van die goedheid, die getrouheid van die Here, wat by gebed begin het. Die feit dat Nehemia se gebede beantwoord is, die feit dat God hom geroep het vir die taak om die muur te bou, was 'n getuienis en 'n inspirasie vir die ander, om die slap hande en die knie weer op te rig, om saam te begin bou. En hier is die invloed van die toegewyde lewe. Openbaring 12 vers 11, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dit is die oorgegewe lewe. Nie meer my wil nie, maar u wil. Elkeen het sy werk wat hy moet doen, wat die Here vir ons gee. En die Here gee insig waar ons dit moet uitleef. Hy voorsien die hulpbronne, of dit nou tyd is, en of dit nou geld is, geopende deure, wat ook al dit is. Want hy sê in Haggai 1 vers 8, toe die volk die tempel moes bou, sê hy, klim op die berg, bring hout aan, en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê, en my verheerlik. Nou dan, Haggai 2 vers 4, skep moed en werk, want ek is met julle. En Nehemia 6 vers 16 sê, en toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies om ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken, dat hierdie werk deur onsse God gedoen is. Nie deur Piet of Koos of Sannie nie, maar hierdie werk is deur God gedoen. 'n Wonderlike werk deur die Here, elkeen vir sy werk. Dit getuig van die grootheid van God, die heerlikheid van God, die goedheid, met ander woorde sy voorsiening, want aan hom behoort die silwer en die goud. Maar weet dat daar waar God werk, altyd oppositie sal wees. Die 5de gedagte, God het in sy hart gegee om iets te doen, en daarom verwag hy oppositie, want waar God werk is daar altyd oppositie. Toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegg en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en verag. Het hulle verag. En gesê, wat vir 'n ding is dit wat julle wil doen? Wil julle teen die koning rebelleer? En vir hierdie 3 vyande van Nehemia, wat eintlik net die werk wou doen, naamlik Tobia, Sanballat en Gesem die Arabier, was dit 'n sware dag, toe iemand gekom het om vir Israel te help. Hulle was daaroor erg ontstemd, sê die Bybel. En hoe meer Christus gesentreerd 'n gemeente is, hoe meer Christus gesentreerd iemand se lewe word, hoe feller raak die oppositie van die vyand. Ons lees in Nehemia 6, toe die skeure in die muur begin toeraak, toe het hulle kwaad geraak. Want die vyand wil nie hê dat die mure gebou moet word nie. Christus se vyande het hom sonder oorsaak gehaat. En 'n disipel is nie beter as sy diens of sy meester nie. Johannes 3 vers 19 sê, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke is boos. En dan sê Lukas 21 vers 17 ook, julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Miskien is daar 'n Sanballat wat hom inwurm in hierdie werk, die wêreld, 'n wêreldsgesindheid, die wysheid van hierdie wêreld wat hom inwurm. En dan sê die woord in 1 Korintiërs 3 vers 19, die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. En daarom sê die woord ook, ons moet op die Here vertrou met ons hele hart en nie op ons eie insig steun nie, want dit word dikwels besoedel deur dit wat die wêreld ons leer. Jeremia 17 vers 5 sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk. Ons kan nie die wêreld in die kerk inbring om die wêreld te probeer wen nie. As iemand vermaak hierso soek, moet hy op 'n ander plek gaan soek. Ons is hier by die vergadering van die Here. Dis in sy naam geopen. Die vergadering is konstitueer want God is hier teenwoordig. Al is daar 2 net alleen hierso. Dis God se vergadering. Charles Spurgeon het gesê, time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Ons kan nie die wêreld in die kerk bring om die wêreld te wen nie. Maar miskien is daar 'n Tobias. Miskien is daar 'n Gesem. Dis iemand wat goed oorkom. Dis iemand wat 'n goeie naam het by die mense, maar wie se hart by God nie reg is nie. So Simon die towenaar van Handelinge 8, het hy in hakkies gelowig geword. Hy selfs in hakkies gedoop,
maar sy hart is nie reg voor God nie. Die Tobias is spot. Hulle is die vleeslike Christene. Hulle spot met die swak hande wat die muur probeer bou. Hulle sien nie die goeie hand van die Here daarin nie. Hulle kom van die kantlyn af en hulle kritiseer, sonder om self die inisiatief te probeer neem en iets te doen vir die Here. Hulle spot en hulle verag, want soos daar gebou word, kom hulle agter dat die muur hulle al meer buite die stad laat, soos wat die muur opgebou word. Nehemia 4 vers 1-3, toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword, en hy het hom baie geërg, en hy het met die Jode gespot en vir sy broers in die leer gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal die mense hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klip uit die grond dope lewendig maak? Al is dit deur brand verniel? En Tobia, die Ammoniet, het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, 'n jakkals, as hy daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Hulle verag die werk waarmee hulle besig is. Enige iets wat mense van hulle tekortkominge, enige iets wat mense van hulle isolasie van die stad van God bewus maak, as dit nie lei tot bekering nie, as dit nie lei tot heiligmaking nie, lei dit tot oppositie. Pas op, dat jy nie die Gesem is, pas op dat jy nie die Arabier is, of die Tobias, of die Sanballat, wat maak dat Nehemia se hande verslap, dat die volk se hande verslap, om die werk nie te doen nie. Toe Nehemia terug is na die koning vir 'n rukkie, toe hy op verlof was, en teruggegaan het na die koning, het hy na verloop van tyd uitgevind dat Tobia, wat so vyhandig was met die muur van die bou van die muur, homself ingewurm het in een van die kamers, en dit vir eie gebruik begin gebruik het. Vir eie gebruik die gebou van God betrek het. Hy is soos daai wat sy vurk insteek in die vleis en daarvan neem, soos Eli se seuns, voordat dit vir God se gebruik was. Nehemia 13 vers 6-9 sê, na verloop van tyd het ek verlof gevra van die koning en na Jerusalem gekom, en toe het ek die kwaad opgemerk wat Eljasib gedoen het, deur vir Tobia 'n kamer in die voorhoewe van die huis van God in te rig, en ek was erg ontstemd, ek was ongelukkig hieroor, sodat ek die huisraad van Tobia uit die kamer uitgegooi het, met die bevel dat hulle die kamers moes reinig, en ek het die gereedskappe van die huis van God, dis God sin, die spysoffer en die wierook, daarin teruggebring. Nehemia het vinnig van hom ontslaag geraak, en hy het die plek opgeneem van goed wat beter benut kon word. Soos 'n vrot appel het hy almal om hom negatief ook beïnvloed in dat vrot. Vriende, daar sal oppositie wees in die werk van die Here. Die vyand sal altyd probeer deur een of ander kompromie om die werk skade te laat ly, want dit gaan nie oor Nehemia nie. Dit gaan oor die werk en die haat teenoor die Jode en die Christene. Esra 4 vers 2-3. Hy sê, hulle het aangekom en hulle het gesê, laat ons saam met julle bou. Net soos julle soek ons julle God. Maar Serubabel het vir hulle gesê, dit sal nie gaan dat julle saam met ons vir die huis vir ons God bou nie. Ons sal alleen vir die Here, die God van Israel, dit bou, soos Kores ons beveel het. En toe het die volk van die land die hande van die volk laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. Ons moet so versigtig wees dat ons nie ander mense se hande laat verslap nie. Toe die 10 verspieders teruggekom het uit die beloofde land uit, het hulle gesê, o nee, ons sien nie kans vir hierdie oorgegewe lewe nie. O nee, dis te erg daar in Kanaan, waar God se wil uitgevoer word. Nee, ons sal eerder ons eie wil uitvoer en teruggaan na die woestyn toe, om daar te wandel. Ons is daarom kinders van die Here, ons sien net nie kans vir hierdie oorgegewe lewe nie. Wat maak hulle? Hulle maak dat die res van die volk vir 40 jaar in die woestyn moet wandel, deur nie uiteindelik op die plek te wees wat die Here vir hulle wil hê nie. 10 uit die 12, dis ek dink 83%. 10 uit die 12, 83% van mense maak dat die hande verslap. Dis altyd, ons praat van die 20-80 beginsel, dis altyd maar daai 17% of 20% wat uiteindelik laat die werk gebeur. Mag ons deel wees van daai 20% en nie daai 80% nie. Want in die laaste gedagte sien ons dat God in sy hart gegee het om iets te doen en dan staan hy vas in daardie waarheid. Toe Sanballat en Tobia en Gesem het hulle dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat vir 'n ding doen julle? Wil julle teen die koning rebelleer? En toe antwoord ek hulle en sê vir hulle,
die God van die hemel, hy sal dit laat geluk, en ons sy knegte sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtes in Jerusalem. Jy het nie reg om daai kamer op te neem nie. Die oppositie spot, die oppositie hoon. Hulle sê, wil julle teen die koning van die wêreld rebelleer? Wil julle teen die God van hierdie wêreld rebelleer wat die Satan is? Want die Satan en sy agente is in oppositie teen die koninkryk van die hemele. In Johannes 4 vers 3 sê, dis die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. En jy weet, daar is vandag veral in ons dag, veral ons tydsgees, want ons worstelstryd is mos nou nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die magte van die wêreld, heersers van die duisternis van hierdie eeu. Ons het 'n ander tydsgees as wat Andrew Murray mee te doen gehad het, maar ons het daai tydsgees en nou is daai worstelstryd daarteen. En ons moet klaarmaak en bou. Terwyl ons in hierdie tydsgees is, daar's 'n wêreld wat 'n oppositie het teen enigiets wat Christus gesentreerd is. Of dit nou die sosiale media is, mense wat te kere gaan op Facebook en elders, as iemand tog net ietsie vir die kerk of vir die Here wil doen, dan het mense hulle opinies. Mense praat. Dis wat Laodicea beteken, dis die tydsgees waarin ons is, of menseregte, mense praat of menseregte. Mense praat, hulle het almal hulle opinie. En terwyl mense praat, mense se woord eintlik hoor geword het as God se woord, word die Here Jesus buite die deur van die kerk gestoot. Dat hy uiteindelik daar in Openbaring 3 vers 20 van buite af moet kom en klop. Hy staan by die deur en hy klop in hierdie tyd. En sê as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Maar as daai tyd aangebreek het, waarin ek en jy nou leef, moet ons ook weet, dat binnekort, Openbaring 4 vers 1 sê vir ons, ek het 'n stem met my hoor spreek wat sê, ek het 'n ander geopende deur in die hemel gesien, en 'n stem met my hoor spreek wat sê, kom op hierheen. Ons weet dat die koms van die Here is bitterlik naby. Maar waarmee sal die Here ons besig vind as hy kom? Dat ons sal vas staan in die waarheid. Want die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Hulle sê, wil jy teen die God van hierdie wêreld rebelleer? Ons antwoord daarop moet altyd wees, net die volle waarheid van God. Die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk. En ons sy knegte, ons sal maar net aangaan en bou. Ons sal ons klaarmaak en bou. Maar julle ouens het nie deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Ons gaan net aan en ons bou. Dis ons lese. Mag die Here ons aan die bou met die muur besig vind. Besig met die waarheid van sy woord as hy ons kom haal. Sluit af, die koning van Persië het vir Nehemia gestuur met 'n opdrag om die muur te bou, volgens die goeie hand van die Here sy God oor hom. En as die hand van sy goeie God oor hom is, dan moet ons weet dat daar groot dinge gaan gebeur, want die Here wek die gees op van mense om sekere goed te doen. God self het dit in sy hart gegee om iets te doen. En hy doen iets. Hoe gaan hy te werk? Hy bid. Hy bid in Hoofstuk 1. Hy doen iets. Hy bid nie net nie, hy gaan inspekteer, hy raak betrokke. Dat sy hart warm kan raak oor hierdie goed. God het in sy hart gegee om iets te doen en daarom neem hy die inisiatief. Kom, laat ons bou. Nie ek bou nie, nie julle bou nie, ons bou. God gee in sy hart om iets te doen en daarom getuig hy van die Here. Ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my en van die goeie woorde van die koning dat hy voorsien het. En wat sê Nehemia 6 vers 16? Toe ons vyande dit hoor, die nasies om ons bevrees geword en dit erken dat hierdie werk nie deur Nehemia gedoen is nie, maar deur ons God gedoen is. In 52 dae, sê Nehemia 6, het hulle hierdie plek, hierdie muur voltooi. 'n Totale wonderwerk deur die Here. Vyftens, het God het in sy hart gegee om iets te doen en daarom verwag hy dat daar oppositie sal wees. Daar sal Gesems wees, daar sal Sanballat te wees, daar sal Tobias wees wat hulle self inwurm daar. Maar gaan jy net aan en sê die Here onse God, hy sal ons dit laat geluk. Laat ons kan aangaan en die werk bou. Moenie dat dit jou afskrik nie. Die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk en ons sy knegte, ons sal klaarmaak en
bou, want God het in my hart gegee om iets te doen. Ek hoop God gee in jou hart om iets te doen vanoggend, terwyl dit nou sending Sondag ook is. Miskien roep hy jou tot voltydse diens vanoggend. Miskien roep hy jou op om deel te word van een of ander gebedsbediening hier. Miskien roep hy jou op om in jou binnekamer te gaan en iets te doen. Miskien roep hy jou om betrokke te raak by die EE3 spanne, dat jou hart kan warm raak. As jy sien mense wat verlore gaan en nie 'n klou het wat die evangelie is nie, dat hulle kan hoor dat Jesus gekom het vir hulle. Mag jy betrokke raak en iets doen. Amen. Kom ons buig die hoofde. Jesus, baie dankie dat ons in U naam mag bid ook vir elkeen wat vanoggend hier is. Gee ons wysheid. Die woord sê ons mag dit van U af bid en U gee dit sonder dat U ons verwy daaroor. Ons bid vir wysheid oor waar en hoe en wat ons betrokke moet wees. Help ons Here om ook te kan in ons binnekamer getrou te wees, sodat U werk ook vooruit kan gaan. Ons vra U daarvoor in Jesus naam. Amen.